Ek is Willie John van die Kerk, voorsitter van die George Erfenis Trust. Ons staan vandag weer hier by die geskiedkundige Montetjie Pas met 'n baie ryk geskiedenis wat in 1874 geopen is en as nasionale erfenis geprokleim is in 1999. Die pas werke was begin in 2024 op die 19de Februarie en was weer vir die tweede keer gestaak weens vloede en veral in die Suid-Kaap waarvan 7 weekspoort toe dringende aandag nodig gehad het. Ons het 2 vorige voorvalle gehad in November 2021 sowel as September met die Heritage maand 2023. Ons het toe 14 November 24 het ons saam met Erfenis Weskaap en Departement van Infrastruktuur het ons 'n site visit gehad en van daarvolgens het uitgesprei dat Zoetari aangestel is as die ingenieursmaatskappy om 'n oorsig en 'n beraming te doen oor die pas. So die pas is tans besig om gereed te maak vir 'n tenderproses en ons hoop om spoedig terugvoering te kry en dat die pas so vinnig as moontlik kan herstel raak. En die datum wat genoem is Augustus 2026 wat dit moontlik kan heropen. Ons hopelik word ons as alles tenderproses goedgekeur raak, behoort ons by volgende jaar, middel volgende jaar sal die pas weer oopgestel raak vir toerisme en sowel as motoriste. Janie Strydom, hoofuitvoerende beampte van Agri Weskaap. So as hierdie Montetjie Pas baie belangrik is vir toerisme, is dit uit die aard van die saak ook belangrik vir landbou. En ons is gekontak deur ons boerevereniging om ook betrokke te raak en 'n koördineringsrol te speel om die herstel van die pas so gou as moontlik daar te kry. So ons het 'n vergadering gereël met minister Ivan Meyer, minister van Landbou, Ekonomiese Sake en Toerisme in die provinsie, en waarby die AI en die George Sakekamer betrokke was en waar ons terugvoer ook gekry het van Departement Infrastruktuur rakende die proses van herstel van die Montetjie Pas. En ek moet sê ons is aangenaam verras gewees om te hoor of te verneem hoe ver die proses gevorder is en ek wil ook vanmiddag van die geleentheid gebruik maak om alle partye betrokke by hierdie proses en wat die proses gedryf het van dag 1 af te bedank, want ek dink dat hierdie geskiedkundige pas speel 'n baie belangrike rol in die Suid-Kaap, soos ek in die begin gesê het, nie net in terme van toerisme nie, maar ook in terme van landbou, om die wêreldomgewing met George te verbind via die Montetjie Pas. Ek is vandag met diep dankbaarheid hier, want dit is 'n fantastiese punt wat ons bereik het waar die pas werklik herstel gaan word. Ons ken almal die geskiedenis van die pas, die ou geskiedenis, maar ook die geskiedenis van die afgelope 5 jaar of so. Ons weet plante en water het groot skade aangerig. Daar was 'n mate van verwaarlosing, daar was verkeerde onderhoud geweest. So ek gaan nou nie daarop ingaan vandag nie, maar ek wil net weer wys op die belang van die pas. Mense sê, hoekom gee julle om vir die ou pas? Laat hom tot niet gaan. In die eerste plek, soos van die ander ook gesê, dis 'n ekonomiese bate. Ons het hierdie land gekry met 'n bergreeks tussen die see en die binneland. 'n Binneland geseën met geweldige minerale en goed, maar daar was die bergreeks tussenin. En enige roete wat oor die bergreeks gaan, is van waarde vir ons. Dis nou baie jare gelede dat ons voorouers die wiel ontdek het. En ons het die wiel benut om met gewielde voertuie te kon gaan na die binneland. En dit is 'n bate, direkte bate vir die mense van agter die berg, direk, maar ook indirek. Dis 'n toerismebate. Ek het al hierdie pas gestap, dan kom jy verskeie voertuie by my verby van onderaf, draai bo en kom weer terug. So as jy 'n roete het wat nie alleenlik funksioneel is nie, maar mense lok vanweë sy aantreklikheid, dan het hy indirekte bate in die sin dat hy skep werk, hy help selfs met maatskaplike toestande in ons omgewing. In die tweede plek, wat nie so algemeen bekend is nie, maar hierdie pas is 'n voorbeeld van verbetering in die strafregstelsel van Suid-Afrika. Nou dit mag snaaks klink, maar Montetjie het hier gekom
En hy het gesê julle gebruik hierdie arme bandiete, maar julle kan nie verwag die mense met 'n goeie dag se werk lewer as julle nie ordentlik behandeling, kos en slaapplek gee nie. En Montetjie het met hierdie pas hy begin in die hele strafregstelsel in Suid-Afrika het verbeter. En nie net in Suid-Afrika nie, ook in ander kolonies, ander Britse kolonies. So die pas is 'n fisiese, sigbare bydrae tot 'n verbetering in ons regstelsel wat ons beter mense, meer humane stelsel gegee het. En die derde plek is natuurlik belangrik omdat die pas 'n teken is van innovasie en van die tegnologie op daai tyd. Die mense het nie buskruit gehad nie. Hulle het nie elektriese bore gehad en diggerlouders en die soort van goed nie. Dit is 'n innovasie in tydperk waar jy net jou hoed kan afhaal. En so dit moet bewaar word. Daar's nog 'n faktor wat 'n rol speel en dit is die pas is verklaar, hy's geproklameer as 'n nasionale erfenis, as 'n nasionale monument in die verlede, nou is hy 'n erfenisterrein. En hy moet volgens die wetgewing moet hy in stand gehou word deur die onderhavige owerhede. Jy kan nie ding net laat tot niet gaan nie tensy hy gedeproklameer word. So hy moet in stand gehou word. In die laaste plek die kultuurhistoriese aspek. Dit het ons al baie beklemtoon, maar dit is 'n ryke skat van kultuurhistoriese geskiedenis. Dit is deur die stelsel wat Montetjie ingebring het, is presies dagboek gehou van die mense wat hier gewerk het. Normaalweg in die geskiedenis skryf mense oor keisers en konings en pause en sulke goed, maar die arme ou mannetjie met die klippekap, hy word vergeet, maar in hierdie geval het ons sy naam en ons weet hoe hulle gevorder het en as berading gegee en dis meer. So dis 'n ryke kultuurerfenis. Ek praat nie eens van die Ossewangs, omtrent al Oudtshoorn se volstruisler veerontwikkeling het gekom op grond van brandstofbad van Mosselbaai deur. So daar is goeie rede waarom hierdie pas behou moet word, nie vir ons soseer nie, maar vir geslagte wat na ons kom. En daarom is ek so bly dat ons vandag iets daadwerkliks doen vorentoe. Nou moet ek sê, in bewaringskringe is daar 'n gesegde van restoration can be the most final form of destruction. Die goue reël hier gaan wees om die autentisiteit van die pas te balanseer met die funksionele en die haalbare onderhoudbaarheid van die pas. Dit gaan die groot uitdaging wees. En ons hoop dit gaan gedoen kan word. Maar in die algehele baie groot stap vorentoe vir die hele Suid-Kaap, dink ek. Johannes Jumaat van Raubenheimer Prokureurs, ook die voorsitter van die George Sakekamer. Dit is vir ons by die Sakekamer plesier om dit so te stel, om betrokke te wees en geassosieer te wees met 'n projek soos hierdie. Dit is aangenaam om te hoor en soos daar ook nou voorheen gesê was, dat dinge daarom nou gebeur. Ek dink dit was 'n lang pynvolle pad vir al die rolspelers en ek wil spesiale dank uitspreek vir die minister, vir die betrokke departemente van Agri Weskaap, Herald Agri, die Erfenis Stichting en al die besighede en almal wie daar betrokke was. En ons is opgewonde om te sien en te wag vir die werk om te begin en om die projek te volg om uiteindelik sy plek in die samelewing vir die groter voordeel van die streek en vir die land in te neem, om dan ook besighede en besigheid te ontluik wat tot voordeel van ons almal kan wees. Dankie.